Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Port Natal. Geskryf deur Gys Janse van Rensburg. Die dagboek aantekeninge van Willem Botha. Die pad na Port Natal en Dingaan se vee. 1837. Verteller Willem Botha. 'n 20-jarige voortrekker in Piet Retief se geselskap. By Port Natal en later by Dingaan se kraal. 15 November 1837. Port Natal aan die kus van Natal. Die see is vandag so blou soos die hemel en die lug ruik na sout en hoop. Ek sit hier op 'n rots naby Port Natal. My pen krap vinnig oor die papier, want daar's soveel om te vertel. My naam is Willem Botha, seun van Gert en Maria Botha, en ek reis saam met Piet Retief se trekgeselskap. Ons is op pad na 'n nuwe land, 'n plek waar ons vry kan wees. En Port Natal voel soos die begin van iets groots. Maar my hart is onrustig, want die pad vorentoe is vol gevare. En ek wonder wat koning Dingaan se woorde regtig beteken. Ons het middel Oktober 1837 hier by Port Natal aangekom, na 'n lang reis vanaf Kerkenberg. Die paadjie was steil en die waans het gekreun. Maar toe ons die see sien, het dit gevoel asof die Here ons 'n teken gee. Die Engelse handelaars hier, manne soos Alexander Bigger en Dick King, het ons soos ou vriende verwelkom. Hulle bly in eenvoudige huise langs die hawe en hulle praat van skepe wat goedere uit verre lande bring. Piet Retief, ons leier, sê Natal is die plek vir ons voortrekkers. Hier kan ons handel dryf met die wêreld, het hy gesê, sy oë blink van visie. Ek kon dit amper sien, 'n nuwe tuiste met plase en markte, waar ons nie onder die Britte se duim hoef te leef nie. Maar om hier te bly, moet ons met koning Dingaan praat, die Zulu koning wat hierdie land beheer. Teen die middel van Oktober het Retief 'n brief aan Dingaan geskryf, beleef maar ferm, om 'n ontmoeting te vra. Hy het verduidelik dat ons in vrede kom, op soek na grond vir ons mense. Ek was by toe hy die brief klaarmaak, sy hand stewig op die pen, asof elke woord 'n belofte is. Teen einde Oktober is hy weg, saam met 'n klein groepie, om Dingaan te ontmoet. Thomas Halstead, 'n Engelsman wat Zulu praat, het saamgegaan as tolk. My pa het gesê, Willem, bid vir Retief. Die Zulus is magtig, en ons is min. Op 5de November het Retief en sy manne by Dingaan se kraal, Umgungundlovu, aangekom. Ek was nie daar nie, maar die stories het vinnig teruggekom. 'n Sendeling, eerwaarde Francis Owen, het die ontmoeting van sy sendingstasie af dopgehou, 'n entjie weg. Hy het gesê Dingaan se kraal is soos 'n vesting, met duisende krygers wat so skaduwees beweeg. Retief het kalm gebly, soos altyd, en met Dingaan gepraat oor grond. Maar Dingaan het 'n voorwaarde gestel. Sy vee, so wat 700 beeste, is gesteel deur 'n berede kommando in westerse klere. Hy het gesê as Retief die vee kan terugbring, sal hy die streek tussen die Tukela en Mzimvubu rivier aan ons gee. Dit was 'n toets, en ons almal het dit geweet. Retief het dadelik vermoed wie die diewe is, die Tlokwa, onder hoofman Sekonyela, 'n groep wat al lank in die omgewing rondtrek. Hy het nie getwyfel nie. Ons sal die vee gaan haal, het hy gesê, sy stem vol selfvertroue. Ek was een van die jongmans wat saamgestuur is om te help. Ons het in die nag vertrek, ons perde se howe sag op die grond, want ons wou nie aandag trek nie. Dit was vreemd om in die donker te ry, die sterre ons enigste lig, maar my hart het geklop van opwinding. Dit was my kans om te wys ek's nie net 'n seun nie, maar 'n man wat vir ons mense kan veg. Ons het Sekonyela se kraal opgespoor en Retief was reg, die Tlokwa het die vee gehad. Dit was nie maklik om te onderhandel nie, want Sekonyela is slinks, maar Retief het slim gespeel. Hy het gepraat en verduidelik.
En wonder bo wonder, ons het die vee gekry sonder dat 'n druppel bloed gestort is. Nagenoeg 700 beeste, vet en sterk, het ons teruggebring na Port Natal. Die mans het gelag en mekaar op die rug geklop, maar Retief se gesig was ernstig. Dit is nog nie die einde nie, Willem, het hy vir my gesê. Dingane sal nou sy woord moet hou. Vanaand, terwyl ek hier skryf, kyk ek uit oor die hawe van Port Natal. Die skepe wieg saggies op die water en ek droom van die dag wanneer ons hier 'n tuiste kan bou. Maar daar's 'n knaande gevoel in my maag. Dingane se belofte is groot, maar sy oë, sê die manne wat daar was, is koud. Ons bid elke aand soos ons altyd doen, en ek dink aan die gelofte wat ons by Kerkenberg in ons harte gedra het. Om op God te vertrou maak nie saak wat kom nie. Ek hoop Retief is reg, en dat hierdie grond ons sin sal word. Maar ek wonder, sal vrede ooit hier heers, of lê daar nog groter toetse voor? Dankie dat jy saam geluister het. Wat beteken hierdie storie vir jou? Deel dit in die kommentaar, subscribe vir meer verhale wat ons geskiedenis beklemtoon of net om lekker saam te luister. Kyk gerus uit vir die volgende geskiedkundige verhaal. Help my om ons erfenis lewendig te hou.